Goeiemôre gemeente. Ons begin ons voorstaan.
543 vers 1 tot 3. Gemeente, dat het een paar aankondigings wat ek graag met julle wil hanteer vanmorgen. As daar enige nuwe intrekkers is by ons vanmorgen, daar gaan 'n ouderling voor in die voorportaal wees vir na die diens. Dan ons gebruikelike gebedsgroep Woensdae om 6 uur in die konsistorie. Ons probeer dit ook bywoon. As julle dit nie kan bywoon nie, kom ons gaan kyk na die mense op ons gebedslysie, onder andere Willie Fourie, Elsie Richter en Kobus Burger, en ons vra vir die Here dat daar voor gesondheid vir hulle sal wees. En dan sê ons ook vir die Here dankie vir die mense wat hy gesond gemaak het en bly. Dan moet julle asseblief op die aankondigings ook kyk na ons Desember dienste. Julle sal sien, daar is gesamentlike dienste tussen ons en Makenskop wat gehou word. Die 25ste Kersdag en die 28ste Desember, as ook 4 Januarie, gaan ons diens gesamentlik by Makenskop plaasvind. So neem asseblief kennis daarvan, hoor, dit is duidelik so op die aankondigings. Dan, een van ons hoogtepunte op ons kalender vir die jaar, is ons Kersaanddiens wat volgende Sondag is, om 7 uur die aand. Ek wil julle asseblief hartlik uitnooi, dit gaan 'n ware Christus gemeente wees. Ons kom op en ons soveel lede en ons kom woon by en ons kom sing lekker saam. Lekker Kersliedere. Ons het ook ons Kersete, wat 1 uur plaasvind, so net om daarvan op kennis te neem. Dan is dit nou ook vir my 'n groot eer om die herberoeping van ons kerkraadslede wat op die kerkraadsvergadering geneem is met die 9 November te herbevestig. En ek wil baie graag die name aan julle voorhou. Christie Bloed, hy is ons leier ouderling en hy is ook die voorsitter van ons kerkraad. Dan Daan Slabber, ouderling, Hannes Leroux, ouderling, Deedrey Burger, Neil Miller, diaken, en dan Ellen van Heerden, hy is ons onderleier diaken. Ons wil vir julle baie geluk sê, en ons wil vir julle elkeen baie dankie sê, dat julle self weer bereid verklaar het om hierdie groot werk vir Here te doen. Dit is dit, Dominee Niels, welkom hier by ons. Ons bid die Here se seën op Dominee toe, en ons sien uit na die se boodskap van ons. Baie dankie. Gemeente, julle sê vir my vanmorgen, dis 'n kindergerigte diens.
Ek wonder wie se kinders vanmôre. Ek sien 'n paar. Groot pret vir wat jy verwag vir julle. Maar voor ons begin, kom ons sing Vonk in 20 vers 1 en 3 en dan saam met dit Vlam 48. Ons doen dit sommer net soos wat ons sit. En dan sing ons om 'n lekkere volle bors. Is dit nou nie te lekker om te sing vanmôre nie? Mense, dis 'n voorreg om hierdie stem te gaan gebruik. Maar as julle nou vir my ken, vir al die jonger mense of nee, ek mag nie sê die jonger mense nie, die vroeë jong generasie. As ek sing, dan klink dit soos 'n rasper. Julle weet mos hierdie parretjies van die kruit, krik krik, dit klink so as ek sing. En dit is my mooi om te hoor dat die mense is wat kan sing. Dit is my lekker. Dankie dat julle so lekker sing. Dit is dan ook sodat ek en jy vanmôre voor die Here, ons koning wat anders is, die koning wat nie met mag en lawaai na ons toe kom nie, maar in nederigheid, naby en sag, soos die een wat op die donkie binne gekom het. Ons is in daardie Here se teenwoordigheid. Ek verklaar dan vanmôre dat ons hulp is in die naam van die Here wat ook die skepper is van die hemel en die aarde. Die God wat nie ver weg van ons af bly nie, maar wat na ons toe kom. Na ons volwassenes toe, dit is na ons oumas en ons oupas, maas en paas, ook na ons kinders, maar nou ook na elke hart wat na die Here soek. En daarom groet ek ook vir jou môre in die naam van die Vader wat alles geskep het, en in Jesus Christus wat gesterf het vir my en vir jou, en in die Heilige Gees wat dan vir ons leiding gee, soos wat ons in die lewe beweeg. Ek wonder partykeer wat gebeur as ons na die kruis kyk, en ons kyk na Jesus, wat is besig
om in ons harte te gebeur. Ek besef elke keer wanneer ek na die Bybel kyk en ek lees oor Jesus, maar ek lees ook oor God die Vader, en nou kom ek agter, hierdie koning, hierdie Jesus, is daar maar anderste. Dis anderste as die konings en die presidente, as wat ons ken. En die mooi ding van dit is, dat hierdie Jesus, hierdie koning, nie ver van ons af bly nie. En dat dit 'n koning is, wat na ons toe kom. Dan kan ek en jy nie anders as om dankbaar en om bly te wees nie. Hierdie nabyheid, hierdie wat Jesus so naby aan ons is, roer ons harte. My ouma het altyd gesê, jy roer my hartsnare. Wanneer Jesus so naby is, dan gebeur dit ook in ons harte. So sy nederigheid verras ons en sy liefde nooi ons dan om deel te wees. So as dit God is en Jesus wat so na ons toe kom, moet met oop arms en 'n sagtheid van die wêreld nie verstaan nie, dan word ons harte ook oopgemaak om God die Vader te loof. Ek wil vra dat ons nou vanmôre met hierdie openheid wat ons ontvang van God af en wat ons in die spasie in beweeg, wil ek vra dat ons sal staan, groot mense en kinders, om lof aan die Jesus te bring, wat Jesus wat 'n waardige koning is, 'n koning wat uit liefde uitreageer. So kom ons staan en sing ons die volgende lied, is 175, Majesteit, en dit gaan aan met lied 176, Halleluja, U is koning. Kom ons staan. Glansrijke heerlijkheid, ons moet Jezus, die koning houden bewijs. Majesteit, hemelse heerlijkheid, van waar ons woord tot bij sy troon wil ons oprecht. Gesing die naam van Jesus. Kom ons zoon, kom ons aanbid, die Heere ons God. Majesteit, heilige heerlijkheid, Hy het gestel, ons heil verwek, Hy het oorwin. Halleluja, U is koning, ons aanbid U, al die oude. Is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja, Halleluja. Wanneer ons na Jesus kyk, hierdie koning wat nederig op 'n donkie nader kom, dan sien ons nie 'n koning wat ons wegstoot nie, maar ons sien 'n koning wat ons eintlik nader roep. Sy sagtheid breek ons hart uit oop. Dis sy nabyheid wys vir ons hoe ver ons soms uitpas raak. En daarmee bedoel ek in die ritme van die gang van die lewe waar ons met Jesus saamloop. Dit het 'n ritme, dit het standvaste gepas. So sy liefde herinner ons aan waar ons tekortskiet in ons eie lewe en selfs ons liefdes. En dit is juist hierdie koning vir wie ons eerlik kan wees. 'n Koning vir wie ons hoef nie bang te wees nie,
'n koning waarvoor ons nie skaam hoef te wees nie, en 'n koning waar ons eintlik net eerlik kan wees. Baie keer word gevra, hoekom het Jesus dan nou eintlik gekom? Dan moet ek begin deur te sê, want Jesus het gekom om ons sondes te verlof, maar hy het nie gekom om ons te veroordeel nie, maar hy het gekom om ons te red. Nie om ons skaam te maak nie, maar om ons opgewonde te maak. Opgewonde, maar ook om ons heel te maak. Nie om ons weg te stuur nie, maar ons terug te roep na sy hart toe. Jesus het geweet, daar gaan 'n tyd kom waar sy kinders baie moeilik gaan trek in die wêreld, mense se harte gaan seer word. Jy weet, ek het mos nou 'n meisie, en dan breek die meisie my hart, en Jesus het geweet, dit kom. Daarom het Jesus gekom om ons heel te maak, en ons gesond ook. Kom ons bring dan ons sondes, die foute wat ek en jy het, ons verkeerde woorde, en ons harde gedagtes na Jesus toe, na 'n koning wat eintlik anders is, 'n koning wat wel vir ons vergewe. Ek wil vir ons voorlees daarmee, ek wil vir jou vra dat jy vanmôre jou oë sal toemaak, jy mooi sal luister na hierdie stukkie wat ek geskryf het, want dit is 'n skuldbelydenis wat ons gee vir God die Vader. Here Jesus Christus, U is die koning wat anders is. U is 'n koning wat nie met lawaai inkom nie, maar in nederigheid en liefde na ons toe kom. Ek dink voor U kan ons eerlik wees. Ons kan bely dat ons dikwels vergeet hoe U reageer, en hoe U regeer. Ons kies soms die pad van hardheid in plaas van die pad van sagtheid. Ons kies trots in plaas van nederigheid. Ons kies ongeduld in plaas van vrede. En ja, Jesus, ons kies self afstand waar U naby kom. Maar Jesus, vergewe ons vir die woorde wat ons seer maak, en vir die gedagtes wat U wegdraai, vir die dade wat nie liefde wys nie. Was ons skoon met U genade, en herstel wat gebreek is in ons. Die belangrike ding vanmôre, Jesus, is dat U asseblief ons sal leer om U manier van koning wees te volg, om naby te kom, om vrede te bring, om ander met liefde te dra, en soos wat U dit dra. Ons vra dit uit dankbaarheid, Jesus. Amen. Kom ons sing Vonk 180, 1, 2 en 4, wees genadig, en dit word dan saam aangevul met Kumbaya. As ons alles wat ons nou gesing het en wat ons gehoor het opreg bely, dan sê die Bybel vir ons, die Here het jou sondes vergewe. Ons moet nou kan kyk na die woord van God, want dit is waarop ons fondasies bou.
Dit is die plek waar ons rigting kry vir ons lewens, en dit is ook waarop die kerk sy fondasie bou. Iets wat reeds gelê is vir ons, en ek gaan vra dat ons nou gaan stil word in gebed, en dan gaan ek vir ons voorlees uit Matteus 21, en dit gaan wees vanaf vers 1 tot 10, maar my kernvers gaan dan wees 5. En my tema vanmôre is Jesus, die koning wat anderste is. Kom ons maak ons oë toe. Here God almagtig, dankie dat ons as kinders van U in die teenwoordigheid nou kan wees. Dankie dat U vir ons lief is, en dankie dat U vir ons omgee. Dankie Jesus dat ek saam met ma en pa hier kan wees, en selfs met ouma, want dit is vir ons belangrik om U saam te loof en te prys. Dankie vir die kerk wat ons help om die Bybel beter te verstaan, en dankie vir al die ooms en tannies op die kerkraad en vir die dominee van hierdie gemeente, want Vader, dit is die mense wat vir ons leiding gee, en ek weet, Here, in hierdie kerk doen ons dit altyd, maar nadat ons eers gehoor het wat U vir ons sê, want hierdie kerk, Here, is mense wat regtig luister na U stem. Mag dit dan ook vanmôre wees, dat wanneer ons uit die woord uit lees, dat ons sal hoor wat dit is wat U vir ons elkeen op ons eie manier laat hoor. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. So ek lees vir ons vanmôre Matteus 21 en ek gaan lees daar vanaf vers 1. Nou soek ek eers 21 op hierdie groot Bybel van julle. Ek dink hy gaan hierdie kant lê. Daar is hy. Maar my broers en susters, hierdie kansel Bybel van julle is dan nou Engels. Maar ek sien hy's Afrikaans ook. So ek gaan vir julle uit hierdie een uit lees en dan gaan ek net ons teksgedeelte uit die 2020 vertaling ook lees. Toe hulle naby Jerusalem kom en Bethsage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruit gestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: Die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Sê vir Sion: Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vel van 'n pakdier." Die 2 disippels het vooruit gegaan, amper lees ek in Engels, en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vel gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad gegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: "Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom die hoogste hemel." Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" En die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea." Ek lees vir ons in die 2020 vertaling vers 5. "Sê vir die dogter van Sion: Kyk, julle koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie, die vel van 'n pakdier." Ons lees net tot sover vanmôre. So julle nou vir my gaan verdraag en ek ondertoe stap, want ek gaan nou maar van onder af werk, want ek het 'n paar jong pikkewyne nodig hiervoor. Ek dink vandag is 'n spesiale dag vir ons in die kerk, maar ook vir hierdie kerk, want dit is vir ons koningskryk. Dis 'n tyd waarin ons bely en vier dat Jesus ons koning is. En omdat ons kinders saam in die erediens is, wil ons dan ook so vertel dat hulle nie net hoor nie, maar ook sien en ervaar. So, ek wil begin deur die jong pikkewyne te vra om vorentoe te kom. Die jong kindertjies. Nou, julle moet vinnig kom, want as julle nie kom, gaan ma en pa moet kom.
daar kom 'n, daai is 'n wille perd, hy is nie 'n donkie nie. Ek gaan vir julle girls vra, om daar agter te sit. Ek gaan julle nou sê, hoekom sit jy vir my hier in die hoekie? As julle vir my so op die grond kan sit. Gatte patata. Nou jy moet omloop, want jy gaan hier moet sit. Sit, wag, ek gee nou sit net. Daar is hy. Goed, wat is ding is hierdie? Wat? Hoe weet dis 'n ballon? Hoe weet jy dis 'n ballon? Dude, hoe weet jy dis 'n ballon? As jy vir my kan sê, gaan jy 'n sweet kry, daai wat jou so laat trek. Hoe weet jy dis 'n ballon? Ag, is ie man. Dit lyk maar meer vir my soos 'n geldsakkie of 'n ding. So wat maak mens met 'n ballon? Is ie man, dis 'n rekkie. Sjoe. Is dit wat mens met 'n ballon doen? Okay. So wat maak mens met 'n ballon? Jy wat maak? Blaas jy hom op? Kan ek hom maar opblaas? Nou hoe weet ek hy's genoeg? Hoe weet ek die ballon is vol lug? Ag julle sê julle gaan nou moet omdraai en kyk julle wat gebeur hier as 'n ballon te vol raak. So julle moet nou hierdie mense hier voor kyk, hoor. Is hy vol? Is hy vol? Julle gaan laat ek omval. Is hy vol? Oh my woord. Is hy vol? Jy mag jy ore toe druk. Jy hoe weet jy moet jy ore toe druk? Kyk daar, is hy vol? Okay. Okay. Is hy nou vol? Dis 'n ja of is dit nie? Is hy vol? Is hy vol? Dis mixed emotions hierso. Is hy vol tannie? Is hy vol? Is julle seker? Nou hoe hou ek hom vol? Is die man, jy los hom. Goed. Julle sien, ons het net gepraat van skuldbelydenis, nê? Ons het 'n Jesus wat vir ons baie, baie lief is en is 'n koning van al die plekke, nê? En ons gaan nou 'n bietjie praat oor koning. So wanneer ons sonde doen, dan blaas ons hierdie ballon op, nê? En dan op 'n stadium dan voel dit of jou pens net so vis staan, nê? En as jy hulle vir my is vol, dan kan jy nog 'n bietjie bysit, nog 'n bietjie bysit, nog 'n bietjie bysit, nê? Maar dan gaan ons mos nou saam met mamma en pappa dan bid ons mos, nê? Dan al daai goed wat die ballon vol maak, blaas uit. Iemand het vir my gesê, liewe Jesus is ook baie keer soos 'n ballon, daar's altyd plek vir nog. Maar wat is die probleem met Jesus wat 'n koning is en ons wat mense is? By Jesus is daar altyd plek vir nog. Dis so amper soos om die ma se kaart te klim, daar's nog 'n gaatjie vir nog iemand, selfs nie by die voete. Maar wat gebeur wanneer 'n ballon nie afblaas nie? Kom ons kyk. Kyk, dit sit al klaar so. Ek moet eers vir iemand 'n sweetie gee. Ek moet my asem terugkry, nê? Wie soek 'n sweetie? Regtig? Jy wil sweetie? Ek gaan vir jou gee, maar jy moet of vir iemand anders te gee. Daar's hy. Is hy vol? Nee. Is hy vol? Julle moet daar kyk. Wat gaan gebeur as hierdie ballon vol is? Sien jy, ek is ook nou doof. En nou is dit aan jy wat gesê, Sjoe, ek is nou sommer doof. Okay, so jy sien, Jesus kom en sê vir ons, jy moet jou hart regmaak,
Want as ek na jou toe kom, wil ek al daai sondes wat maak dat die tande sê, ek wil dit wegvat. OK. So ek het 'n paar goed saamgebring. Hierdie is nou 'n kroon. Hier gaan julle op die prentjie sien is 'n kroon, nê. Want 'n koning moet mos 'n kroon op sy kop hê. Is dit so? Nou moet ons president nie 'n kroon op sy kop hê. As hy nie koning nie. Hy is nie die dude wat gekies is. OK. Maar 'n koning het 'n kroon op sy kop. En die tweede ding wat ek het is 'n rooi mantel. Nou ek wil nou 'n koning hier hê. Ek soek 'n koning tussen een van julle. Maar jy moet loop soos 'n koning. Ek soek eers 'n koning. Hy's nog bietjie jonk vir 'n koning. Kom jy hier. Nou kom sit jy nou op hierdie stoel vir my. Want jy is nou die koning. Maar jy moet loop soos 'n koning. Jy moet loop soos 'n koning. Is dit 'n knie wat seer is dat jy so hukkel? OK, goed. Daar sit jy op jou stoel. Goed. Die tweede ding wat ek doen is ek soek nog 'n koning. Nee, dit moet die keer 'n girl wees. Een van julle drie. Oh my word, jy het 'n sweet soos sy kan maar kom. 'n tweede ding kenmerk vir 'n koning is 'n mantel. Ek gaan nou hierdie mantel om jou sit, so jy gaan nou maar moet tussen, jy mag nie op sy skoot sit nie, maar as jy moeg raak moet jy vir hom sê, lig jou bou dan sit jy daar. So ons gooi 'n mantel, gooi my oor, dit lyk my soos 'n tafeldoek, maar 'n mantel vandag oor hier, daar's jou sweet. Dankie. Koning hier so op sweet. Jy mag hom eet, né? Goed. Nou wil ek iemand vra, wat dink hy is 'n koning? Hy is nie 'n koning nie, maar hy wil 'n koning wees, maar hy moet loop soos 'n koning. Wie gaan dit wees? Kom jy sommer, ek sien sommer jy wil. Kom, loop soos 'n koning. Jy wil soos 'n koning loop. 'n man wat 'n koning wil loop, loop nie so nie. Hoe loop hy? Toe laat ek sien. Loop nie, laat ek sien. Loop soos 'n koning. Loop soos 'n koning, steek net maar so. Die girl gaan jy like as jy dit doen nou. Dis 'n sweet, okay. Hierdie koning is 'n wannabe koning is bietjie jonk. Okay, goed. As ons aan die koning dink en die mooier koning en die wannabe koning, dink ons gewoonlik aan iemand wat kragtig is, nê? Hy's mos sterk. As hy sê hop, dan hop almal hoog. Hulle vra nie eens hoe hoog nie, want daai koning het nie op spinnekop geken nie. So as ek sê hop, dan vra hulle nie hulle hop, nê? Hop gaan laat ek sien. Ja, julle almal moet hop. Koning sê van hulle moet hop. Hulle luister nie, jy moet vir hulle sê hulle moet hop. Oh my word. Daai ene verdien 'n sweet, sien jy? In die ou tyd het hulle nie sweets gegee, hulle het vir hulle vleis gegee. Hier's vir jou vleisbroer. Is hierdie lekker stuk af vleis. Goed. Jy het jou rooi mantel op en jy het geloop asof jy 'n wannabe koning is, nee. Goed. Ek dink presies dit is hoe dit lyk as ons 'n koning wil voorstel op 'n stoel, breëbors, ek het die mag en die pag en ek het gewoonlik ietsiekie interessants hier langs my, ietsiekie moois, nee. Altyd. En dan het ons iemand altyd daar waar die koning bevraagteken, hy loop altyd so. Okay. I know it all. So, wie van julle dink nou daar is 'n koning wat op 'n donkie se rug sal ry? Sal jy 'n koning wil dien wat op 'n donkie se rug ry? Moet hy nie op 'n perd wees nie? Nee, jy kan nie nog 'n sweet kry, jy het laaste vleis weg. Wie van julle sal nou dink dat 'n koning op 'n donkie sal kom? Wat is 'n donkie? Is hy slim? Hy byt vingers af. Hy's dom en hy's onnoosel, nê? Nee, is mos so. So wie sal nou dink dat daar nou 'n koning op hierdie dompie sal kom? Die meeste sal lag en sê, ja, daai ou Bobbejaan wat op daai ou donkie loop, hy het nie so 'n stadige ou ritme. Hy doen niks nie. Ons wil 'n koning hê wat op oorlogsperd kom. 'n Wit perd wat vinnig is, wat nie bang is vir gewere nie, wat sy voete optel. En as jy daarby kom met jou skap met die bout, dan moet jy net val. Dis die koning wat ons soek. Hy is die koning. Maar jy sien, ons Jesus Christus, het nie 'n oorlogsperd gekies nie, hy het 'n donkie gekies.
Kyk mooi wat sê Matteus vir ons. Vir die dogter van Sion, Sion is die dorp, is die stad, nee. Kyk, jou koning kom na jou toe, nederig en op 'n donkie. Nederig beteken, nou moet die oupas my help. Nederig, wie wil vir my vertel van oupas en oumas, wat beteken nederig as vir jou sweet? Ok, stuk wors wat uitgedroog is. Wat beteken nederig? O, jene, lyk my julle slimmer as jy. Oh, wat? Ouma, wat beteken nederig? Juffrou, ekskuus, juffrou. Dis reg, hierdie juffrou gaan ek nie wors gee nie. Ek gaan vir haar vandag 'n stuk biltong gee, wat julle. Goed, hier is juffrou se biltong. Môre juffrou. So, sagmoedig beteken ek moet baie lief wees vir hulle en dis dat 'n ou tannie is met jy sagies praat, drukkie gee en sê dit gaan alles oukei wees. Maar hierdie goed is al lankal gesê oor Jesus, dit kom uit die Ou Testament uit, wat God al vir die mense gesê, daar gaan 'n koning kom, hy gaan op 'n donkie ry. Julle moet weet, hy kom, maar dit is 'n koning wat julle nog nooit geken het nie. So in die tyd toe Jesus gebly het, was die konings baie wreed geweest. Hulle het nooit hulle hande gewas nie. Hulle gesigte was vuil geweest. Hulle het een keer in 'n maand gebad. Ja, een keer in 'n maand gebad. En hulle was baie slordig geweest op hulle self. Maar Jesus is anderste. As jy na 'n koning toe wil gaan, wie van julle kan na die president toe gaan? Verduidelik gou vir my, kan jy na die president toe gaan? Kan jy? Hoekom nie? Kan jy vir Ramaphosa gaan sê, hey dude, hoe is dit? Ek wil vir jou sweet gee. Hoekom nie? Want ons moet verby klomp polismanne gaan, dan moet ons nog verby polishonde gaan, dan moet mense nog verby sekuriteitshekke gaan, dan moet ons eers alles uittrek en weer aantrek, en dan moet jy in so 'n klein kamertjie gaan wag, totdat hy besluit, hy sien vir jou, nee. So dit is verskriklik moeilik, want hy is in hierdie groot mure, want hy is belangrik. Hy moet veilig wees, want hy beheer die land. Maar kyk, nie gewone mense kan na die president toe gaan nie. Jy moet baie slim wees om soontoe te gaan. Nee. Ons Jesus sê vir ons, nee. Jesus kom na jou toe. Koning, jy moet nou daai boude van jou lig, nee. Dan moet jy nou vir iemand daar 'n drukkie gaan gee. Kan jy dit doen? Maar jy mag nie 'n oom 'n drukkie gee nie, jy moet 'n auntie 'n drukkie gee. En koning, jy moet 'n oom gaan kies of 'n oom of 'n ouma, oupa gaan kies en 'n druk gaan gee. Kom, daar gaan julle. Daar sê jy gaan kies iemand wat baie jonk is. Tap jy hom visbampie op. Toe gaan dat ek sien. Hardloop, vinnig maak. Nee, jy moet sommer daar agter gaan. Jy sien nie, dis nie die tipe se, I wanna be koning, ek wil nie loop nie. Kom ek wil sien nie lig hierdie druk, jy moet nie skaam wees, ek glo nie hulle happie. Hulle sal insluk. Magtig. Daar sy. Visbamp, daar sy. Magtig. Is dit die girlfriend daai? O. Okay. Sien julle, partykeer moet ons opstaan en aan die koning toe gaan. Jesus sê, ek is die koning van die heelal, ek kom na jou toe. En ek sê vir jou vanmôre, ek is vir jou baie lief. Al is jy vol sonde, al is jy stout. En dit beteken dis nederig te wees, as om te sê, ek is baie slim en ek is baie goed, hoekom eet jy nie jou sweet nie? Eet jou sweet. Hou. Dis die eerste kind wat ek gekry het, nog nooit jou sweet eet nie. Eet jou sweet. Nee, jy moet hom seriously eet. Ok, so hier gebeur nou 'n ding. Jesus kom na jou toe. Ons sal altyd dink dat iemand soos Jesus op 'n wit perd sal kom, gereed om oorlog te maak. Want jy sien as jy nou verkeerd gedoen het, dan wil ek hê jy moet pak slaag kry. Jesus sê, ja, ek kom nie op 'n oorlogspad nie. Ek kom op 'n donkie. Nou, dink jy jou pa kan maak soos 'n donkie? Jou ma? Is daar iemand van julle tussen in die gehoor wat kan maak soos 'n donkie? Koning, jy moet die voorbeeld wys vir hulle hoe klink 'n donkie. Nee, jy weet. Ja, jy weet, kom try hom.
Koning gaan nee, jy moet hom help en man wannabe jy moet help. Maak soos 'n donkie laat ons hoor man. Moet nou nie skaam wees net mommies en tannies hier, so hulle is in geval die poppetjies verras het. So maak soos 'n donkie laat ons hoor. Die een wat kan maak soos 'n donkie gee ek 'n salami. Wie kan maak vir my soos 'n donkie asseblief? Sy. Jy's lus hierdie soet, né? Goed. Nou hoe maak 'n perd? Nee, dis 'n skaap. Maak soos 'n perd wat ek hoor. Nee, dis 'n gaga. Juffrou Bolla, kan juffrou maak soos 'n perd? Juffrou het nie 'n stem nie. Sien, jy het te veel sweets geëet. Enigiemand anders wat kan maak soos 'n perd? Jene. Okay. Ek sit hierdie sweets myne, ek het hom gemaak. Okay. So, dit is nogal baie erg. Kan jy net die verskil hoor tussen en dis nogal goed nie. Jesus se krag lê in liefde. Jesus kom nie om vuis te slaan en mense dood te maak nie. Daar lê nie krag in dit nie. Daar lê nie genesing in dit nie. Jesus kom en sê, ek is vir jou lief. Kom sit hier by my. Nou so vir julle pikkewyne wat daar aan die bank sit, julle moet nie op die vloer kom sit. Dit beteken ons moet baie keer die eerste tree vat, nê? Daar's hy. Want die God is klaar hier, nou moet julle hier sit. So, Jesus se krag lê in die vergifnis van die sondes om ons gesond te maak en of mekaar lief te wees. So jy hoef nie baie groot te wees nie. Wie is die kleinste? Pikkewyn staan gou op. Kyk hoe klein is hierdie bobbejaantjie. Hy het nie sterk nie, maar kyk hoe klein is hy, nê? Jesus sê vir hom, ek is jou baie lief. Dit is definitief 'n aanvaarding daai. Goed, dan het Jesus nie nodig om hard te praat om te hoor nie. Hy sê vir jou, wat sê hy vir jou? Wanneer ek hardop het swets uit. Ek is vir jou lief. Kon jy dit hoor? Okay. En jy hoef nie 'n slim kop te wees vir Jesus om vir jou lief te wees. Jy hoef nie die skerpste poklot in die paadjie te wees. Jy hoef nie die jongste te wees nie. Jy hoef nie die mooiste te wees nie. Jy hoef ook nie die slimste te wees nie. Jesus is vir jou lief. Die vraag wat ek vir jou vanmôre vra, wat hier sit. Hoe kan jy vir iemand wys dat Jesus vir hom lief is? Hy staan altyd langs jou, dis reg. Hoe gaan ek dit vir iemand wys? Ek gaan vir hom sê, hey dude, wannabe, kom hier. Ek like jou stukke dood. Kyk, soms is die koning nie regverdig nie. Dan moet ek vir die koning sê, koning, ek dink jy moet mooi praat, want daar is 'n mooi meisie langs jou. Jy moet mooi praat, hy tannie, daai meisie se pa, baie gevaarlik, jy moet mooi praat. Dit is hoe ons liefde dan wys. Vir volwassenes, ek en jy leef in 'n wêreld wat hou van krag en van posisie, ons hou van prestasie, ons hou van beheer wees. Maar Jesus wys egter vir ons 'n hele ander pad. 'n Weg van 'n betekenisvolle sagtheid, diensbaarheid en vrede. So as jy wat 'n wannabe koning is en jy wil regtig 'n koning wees, dan moet jy werk daarvoor. Maar jy moet dit doen deur sagtheid. Jy moet vir iemand goed kan doen en jy moet vir hom kan sê, my koning is vir jou lief. Ek gaan nou vir jou wys hoe doen jy dit. Kom ons kyk gou-gou. Wat 'n tannie is vir jou mooi. Wat 'n tannie is mooi. Niemand. Ek gaan vir jou sê wat jy. Vat hierheen en hierheen. Nee. Dan kyk jy nou, kom ons kyk gou-gou 'n bietjie. Hierdie het dan net 'n klare stuk salami weg. So kom ons kyk gou-gou hier agter. Sien jy daar sit 'n tannie met pink aan. Sien jy daar agter die oom. Kyk hoe lag sy, kyk. Kyk, sy lag vir jou, kyk.
Daar sien jy die oom daar by die kamera, net agter die kamera sit aan met pink aan. Sien jy? Wee, maasiekie. Ouma, stiek op jou hand, die lag so mooi. Stiek op hand, ouma. Daar, sy sien nou nou. Dan vat jy nou hierdie sweet, nee. Dan gegier jy vir daai ouma. Nee. En dan kyk jy nou daar agter. Sien nou heel agter is 'n ou oom. Sien jy? Ag, hierdie sweet vir hom. Dis diensbaar. Dit beteken ons werk 'n bietjie en ons doen goed vir mense omdat ons 'n koning is wat lief is vir ons. Sonder geweld, sonder arrogansie, sonder om lelik te wees. Ek kom na die einde toe. Nou gaan julle moet mooi sien. Ons sien 'n stoel, of kom ons begin by die swaard. Koning, kan jy jou swaard afhaal daar asseblief? Maar asseblief moet nou nie breek nie, want as jy van breek gaan, daai tannie Koster vir my slag met 'n breipen. OK. My hoor. Nou, jy weet mos hoe maak hulle. Jy moet nou vorentoe kom, dan moet jy nou hierdie ene nou sê, saluut. Kom staan hier. My hoor. My word, nee man, jy moet dit so doen, saluut. Koning, daar's fout met jou swaard. Hy's 'n bietjie pap oor. Ek net daai swaard kort sweet. Try weer. Nee. Jy moet saluut. Neem nie sweet nie. Jy moet hom eet. Jy gaan mos nie met 'n salami hou. Jy moet die swaard moet nou styf raak. Nie nek afsny nie. Nou maar sien julle wat nou hier gebeur. As jy kind van die Here is en jy wil met die wêreld so swaar beklei, dan word jy pap. Dan kan jy nie werk nie. So sorry koning. Hy's net nog 'n pappet. Weet ons wat 'n pappet. Goed, nou wil ek vir jou vra. Wil jy 'n perdjie of wil jy 'n donkie hê? My hoor. Jy moet nou sê donkie hoor. Goed. Maar koning, jy raak nou moeg, so jy moet nou sit. En jy het uitgepas, jy's honger, lê op die grond soos dooi dan. En jy, ou dierbare jy, is so boord, want die koning sien jou nie raak. Jy sê jy moet 'n bietjie boord lyk. Vervelig. Lyk vervelig. Dis mos nou maklik, julle girls is mos hier met die hane doen. Of jy is mos daar in die nothing box, daar iewers. Goed, jy moet baie vervelig lyk en jy moet kyk wat hulle doen, want as hulle verkeerd is, moet jy my sê. Jesus sê, ek kom nie met 'n swaard na jou toe nie, ek kom nie om vir jou te oordeel nie. Ek kom met liefde na jou toe. Met ander woorde, Jesus kom na jou toe sê, ek wil vir jou graag help en ek wil vir jou baie lief wees en ek kom met 'n donkie na jou toe. En as jy nou mooi gaan kyk, die donkie is die enigste dier wat 'n kruis op sy rug het. Het julle dit geweet? Het julle dit al gesien? Wie van julle het al op 'n donkie gery? Is nie lekker nie, nee. Nee, maak so, nee. En dan is hy nou, as hy nie wil loop nie, dan staan hy net daar. Jy kan hom maar omskop, jy kan hom pakslaag, jy kan dynamiet on hom, hy staan net daar. Partykeer vat die Here vir ons op 'n plek en dan staan hy doodstil. Dan wil ek wil antwoorde hê op my gebed. Ek wil graag goed hê, maar my donkie staan stil. Dis nie Jesus nie, dis die donkie wat stil staan. Want dit leer vir ons om geduldig te wees. En wanneer die donkie reg is, as hy weer stap. Maar wanneer hy stap hy baie lekker. Nou wat is die verskil dan? Hierdie donkie loop reguit na die koning se huis toe. Wie is ons koning? Wie is ons koning? Jesus, maar wie nog? God, nee. God die Vader. Nou wil ek jy moet vir my weer opstaan en jy moet baie trots lyk. Nou ek gaan nou net vir die verduidelik, nee.
Ons glo aan God die Vader wat op die stoel sit. En in Jesus Christus wat aan die regterhand sit. En aan die Heilige Gees aan die linkerkant. Dit sê nie vir ons dat die Heilige Gees 'n vrou is nie. Dis net 3 mense. Né? Dis 3 gode wat ons aanbid, die 3 eenheid. Jy het al seker daarvan gehoor, nê? God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En weet jy hoe groet hierdie koning as hy kinders na hom toe kom? Want ek en jy bid, dan gaan ons in Jesus en God se koning huis in, sy paleis in, dan sit ons nou so voor God die Vader. En wat doen hy vir jou? Hy sê kom. So nou wil ek hê julle moet opstaan en julle vir elkeen 'n drukkie gee. 'n Drukkie, nie so nie, 'n drukkie. Want dit is hoe Jesus werk. Jesus gee liefde. En hy gee 'n drukkie omdat hy dit baie graag vir jou wil gee. Maar as jy die drukkie hier gekry het, 1, 2, 3 drukkies gekry het, dan moet jy teruggaan na jou ma of jou pa toe. En dan moet jy vir ma en pa ook 'n drukkie gee. Want dan voel hulle ook vir Jesus. Dis ma en pa nie hier is nie, dan gaan jy sommer ou tannie daar in die voorg sê, "Hey, auntie, kom hier, ek dink hier is ook 'n drukkie." Dan gee vir haar 'n drukkie. Ek sal saam met julle die drukkie gee, né? So nou moet jy opstaan, kom jy, het julle almal sweets gekry? Het jy nog 'n sweet gekry? Jy sal 2 by jou doen. Is dit? Oh, okay. Jy het sweet. Jy het nie nog enig nie. Goed. Nou moet julle opstaan. Kom, dan gee vir die ene druk, daai ene druk en daai ene druk. Daar sy. Staan op koning. Daar sy. Net nie so hard druk dat hy kraak nie. Daar sy. En daai ene. Okay. Goed, right, next. As hy onthou vir jou vir die ma en die pa en die ouma, nee, daar sy. As ons harte en ons goeders vir Jesus gee, kom, pik my, kom. Dan gee vir jou drukkie en hy sê vir jou, I love you so much. Ek like jou stikkend, ek like jou stokkies met jou naalakke. Dan gaan jy, nou moet jy vir mamma ook een gaan gee, nou moet jy ook kom. Ja, kom. Ja, kom. Daar sê kyk jou. Oh. Sweet. Sien jy? Nou moet jy vir ma gaan gee. Nou, jou beurt. Dis reg, dit vroudruk daai. Ha, sy. Jy is baie gelukkig vandag. Daar sy. Daar sy. Het julle druk iets gegee? Goed. Julle moet dit gaan uitdeel, want dis wat Jesus doen. Hy deel uit, kom. Daar sy. Dis mooi. Nee. Daar sy. Nou koning, nou moet jy vir jou ander vriende ook 'n drukkie gee. Omdat jy is die koning. Begin sommer by hierdie manne by ene. Sê vir hom, eendag gaan jy my stoel kry, gee hom 'n drukkie. Gee hom sommer harde druk. So hard nie. En nou daai ene. Nou, voordat julle terug gaan, onthou, julle moet vir die mense daar buite gaan gee, en ek gaan ook nou iemand kies, ek weet nog nie wie nie, want ek is bang die oom slaat vir my. Ek gaan ook vir iemand 'n drukkie gee. Wat julle nou moet onthou, almal van julle wat hier voor gesit het, julle is nie gewone kinders nie. Julle is die kinders van die almagtige koning, die koning van die aarde. En dit maak jou 'n prins, en dit maak jou 'n prinses. Dit maak jou spesiaal op jou eie manier. Ander mense moet dit leer. En ons doen dit deur die dinge wat ons doen en wat ons sê. So nou moet julle ook teruggaan, maar jy mag nie jou ma nie, jy mag ook jou pa 'n drukkie gee nie. So jy moet enigiemand anders se druk vir 'n drukkie. Gaan koning. Dan vir wie gaan ek 'n druk vanmôre? Wie wil 'n drukkie hê? Nou nie almal gelyktydig nie asseblief. Dan gaan ek kom hierso. Ek gaan vir hom 'n drukkie gee. Massas. Dat ek my salami hier in die sak het al. So 'n bietjie meer tyd gevat het vanmôre vraag nederig met verskoning. Ek dink Jesus het gekom
wanneer jy werklik waar kind van die Here is, en God aanvaar as jou koning, jou skepper en jou verlosser, dan beleef iemand anders die God se liefde deur jou. Deur jou doen en jou sê, en jou optree, die eenvoudige dingetjies soos 'n drukkie, wat vir my spesiaal is vanmôre. 'n Drukkie het nie woorde nodig nie. 'n Drukkie sê alles. En dit is wat Jesus kom doen vanmôre. Hy hou jou styf vas. En hy weet waar jy is. Onthou, ek kom nie te oordeel nie, maar ek kom in vrede en ek gee vir jou ook vanmôre vrede. 'n Vrede wat die wêreld nie verstaan nie. Jesus en God kom nie met 'n afstand nie, maar hy kom met 'n nabyheid. Jesus is die konings wat ander is. En hy nooi ons ook om anders te leef. Ek wil vra dat al die jongspan sal staan vir die gebed. Al die kinders. As jy nou tiener is, of jy nou jong is, ek wil jy moet vir my staan. Staan al die kinders moet vir my regop staan. Almal van julle. Hy is so klein blik op sy klasse. Hoor mooi wat Jesus vir jou sê. Jy is myne. Vir jou het ek baie lief. Ek wil hê jy moet jou hand op jou hart sit, so, en dan bid ons. Hierdie is nie om te sê, Jesus, my hart hoor aan U. Klaar gebid het, ek jou hand afval, en dan kan jy sit. Kom ons bid. Here Jesus Christus, baie dankie, dat ons weet dat U 'n koning is, wat vir ons lief is, en dat U vir ons kom gee. Dat U baie naby ons lewe, en dat U ons harte wat ons vanmôre hou vas, baie goed doen. Dankie dat ek vanmôre vir iemand 'n drukkie kan gee, want daardeur beleef ek U liefde. Help ons nou Here dat ons harte nie soos 'n ballon sal wees wat sal bars nie, maar dat ons na U toe sal kom en ons probleme en al ons hartseer vir die regte koning sal gee, sodat ons ballonne sal afblaas. Want wanneer dit gebeur, dan kan ek regtig waar iemand 'n drukkie gee en hulle kan Jesus se liefde voel. Dankie vir ouma se drukkies, dankie vir mamma en pappa se drukkies. Dankie vir die onderwysers se drukkies. Dankie ook vir die lekkers wat ons vandag kan eet. Dankie dat ons kan huis toe gaan en rustig kan slaap. En dankie dat U nie altyd kom om te beklei en te raas nie, maar dat U altyd na ons toe kom om te luister en om ons te help. Dankie dat ons dit ook in mekaar kan lees. Baie dankie vir die ouers, Here, wat ons kinders so mooi opvoed. Dit is vandag 'n moeilike taak, maar in die skaduwee van die kruis en met die weet dat die God wat die kroon in my lewe dra, is die alomwetende en die skepende God. Vir Heilige Gees wat vir my rigting gee, en ook die seën wat geskryf sterf het in die kruis. Dit maak my volwaardig 'n prins, 'n koningskind. Ons bid dit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ek gee nou vir die liefde gaas.
Gemeente, ek het vanmôre kersie opgesteek, en ek het juist uiteindig gedoen vir die erediens. Ek wil nie spasie is wat het vir jou baie moeilik is, en ek voel jou donkie staan stil. Steek vir jou kers aan. Dis net 'n simboliese handeling wat sê dat in Jesus se teenwoordigheid word alle duisternis uitgelos. Vertel by die fokus. Want partykeer is dit moeilik in my hart, ek voel nie altyd Jesus se liefde nie. Maar wanneer ek kers aansteek in 'n donker plekkie, dan leef iets van 'n nabyheid wat nie in woorde te kan word nie. Dis nie magies nie, daar is nie enige iets aan dit dit help ons net weer onthou dat Jesus Christus is dan nie duisternis nie. Ek gaan vra dat ons sal staan en dan die 3, 4, 5, 1, 3 en 4 sing. En dan wil ek versoek dat as jy so kan sien daarvoor, voordat jy uitgaan, draai na die persoon na ons en gee vir 'n drukkie. Dat ons net weer Jesus se liefde vir mekaar kan deel. Dit is jou keuse, en as jy maklik so daarmee nooit kry, omdat hier in die teenwoordigheid van God. Kom ons staan? En dan bid koning met jou volle hart en met jou volle wese in Jesus